Katrein is terug, maar dit lyk of sy probleme saambring. Joe is nog steeds op soek na sy ware identiteit. En is daar weer 'n vonk tussen Tracy en Tertius? Hier is jou binnelanders voorskou vir 17 tot 21 Augustus 2026. Maandag begin Pietro met 'n leierskapkursus en Joe voel alleen. Nou, hier is waar dinge interessant raak, want Dinsdag raak Pietro bekommerd wanneer Joe buite sy karakter begin optree. Joe was 'n rukkie terug op soek na inligting oor wie hy eintlik is, nadat hy uitgevind het dat sy ouers nie sy ouers is nie. Sy ma, Yvonne, sou vir hom nog iets stuur wat hom dalk kan help. Sy wou nie te lank uitbrei op die foon nie, omdat sy nog op die vlug was. Het Joe dalk iets gekry van Yvonne af, omdat Woensdag Joe vasbeslote is om sy biologiese ma op te spoor. Joe is desperaat om uit te vind oor sy ware identiteit, terwyl Pietro 'n deurbraak maak in Donderdag se episode. Maar dit lyk nie of Joe enige vordering maak teen Vrydag nie, want Joe beland in nog 'n doodloopstraat op soek na die waarheid. Gaan Joe ooit die waarheid oor sy ware identiteit uitvind, en wanneer hy doen, gaan hy hou van die antwoorde wat hy kry? Tertius het begin om vir Lea te sing, sodat sy aan die slaap kan raak, maar dit lyk of Tertius en Lea mekaar herontdek Maandag. Teen Woensdag is Tertius weer in Pretoria, en Ys moedig hom aan om by Tracy te bly tydens sy besoek. Dink julle dit is 'n goeie idee? Tracy en Tertius was nie goed uitmekaar toe hy Australië toe gegaan het nie. Dinge het begin beter raak tussen hulle, vandat hulle weer meer oor die foon begin gesels het. Donderdag begin dit voor die hand liggend word, hoe gemaklik Tertius en Tracy met mekaar is. En Vrydag werk Tertius saam met Tracy aan 'n plan. Nou, wat se plan kan dit wees? Het dit dalk iets te doen met Louis se vennootskap, of dalk heeltemal iets anders? Die vraag wat ons nou kan vra is, of 'n paar vrae, gaan Tertius en Tracy weer by mekaar kom? Wat was die punt van die egskeiding? En hoe voel julle oor 'n Tracy en Tertius versoening? Laat weet my gerus in die kommentaar hieronder. En kom ons beweeg nou na 'n bietjie meer drama toe. Onthou julle nog vir Katrein, want Maandag is Katrein terug in Pretoria, en sy wil niemand anders behalwe Dewald moet weet dat sy terug is nie. As julle onthou, is sy Kenia toe. Sy was ongelukkig omdat Johan altyd Ella se kant kies. Katrein was ook die eerste een wat verneem het en toe bewyse gekry het dat Ella en Frans 'n verhouding het. Maar Johan wou mos nie glo nie, want sy eksvrou wil weer moeilikheid maak. Dit lyk of Katrein dalk in die moeilikheid gaan wees. Dinsdag is Johan skepties oor die oorsaak van 'n motorongeluk. Ons kan maar aanneem dat Katrein in die ongeluk betrokke gaan wees. Maar wat het gelei tot die ongeluk? En waarin het Katrein haarself ingekry? Woensdag glo Johan dat Katrein se lewe in gevaar is. Donderdag is Johan senuweeagtig wanneer Katrein 'n operasie moet ondergaan. En teen Vrydag word Johan weer daaraan herinner dat hy enigiets sal doen om sy dogter te beskerm. Wie is agter Katrein en wat se moeilikheid wag nog op haar en Johan? Dinsdag hou Naomi 'n geheim namens 'n vriend, wat keer dat sy eerlik is. Nou, 'n mens weet al teen die tyd dat geheime nie altyd lank hou nie, dit het 'n manier om uit te kom. As ek moet raai, is die vriend of Tertius of Tracy, of dalk heeltemal iemand anders. Ons sal maar net moet wag en sien. Ek wonder net wat se geheim dit is. En gaan dit onmin saai? Donderdag maak 'n ou gevaarlike binlander weer haar verskyning. Nou, wie kan dit wees? Laat weet my in die kommentaar wie julle dink dit is. Soos altyd, hou die blinkkant bo en ek sien jou in die volgende video.